Hallo al julle mooi mense, hoe gaan het vandag met julle almal? Ek hoop het gaan baie goed met elkeen van julle. Vandag is dit die 23ste Februarie en ons gaan aangaan met Sarah Young se daaglikse gewyde van Jesus luister. So kom ons spring in en kyk wat se versies ons vandag moet saam lees. Die eerste een is Romeine 12 vers 2. Romeine 12 vers 2. Dan is dit Psalm 46 vers 11. Psalm 46 vers 11, 1 Kronieke 16 vers 11, 1 Kronieke 16 vers 11 en die laaste een is Psalm 32 vers 8. Psalm 32 vers 8. So kry julle Bybels reg en dan lees ons gou saam. Reg, so nou dat julle julle Bybels het, kom ons lees saam. Die eerste vers is Romeine 12 vers 2 en hierso staan: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanvanklik en maklik is. Kom ons lees die tweede ene, Psalm 46 vers 11. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. En dan die tweede ene is 1 Kronieke 16 vers 11. Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. En die laaste vers vir vandag is Psalm 32 vers 8 en hierso staan: Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Dit is wat die Bybel sê, so kom ons lees wat sê die boekie. My God wat my elke dag lei, help my om vrywillig in leiding, om u leiding te volg, om tot 'n groter mate onafhanklik te wees vir u en u vee. Ek wil nie so daarop konsentreer om my sin te kry dat ek die dinge wat u vir my gereed gemaak het, misloop nie. Ek kies eerder om te ontspan by u terwyl my verandering deur my denke te vernuwe en 'n nuwe lewe in my tot stand te bring. Ek wil stil wees in u teenwoordigheid en u genoeg vertrou om my verwagtinge en eise te laat vaar. Soms verhinder ek juis daardie dinge wat ek begeer deur hard te probeer om dit te laat gebeur. En volgens my tydsberekeninge. Tog ken u nie net die begeerte van my hart nie, maar ook die beste manier en tyd om daardie doel te bereik. Ek leer dus om toe te gee aan u wil en tydsberekening. Eerder as om met beheer te probeer wees, moet ek meer tyd maak om aan u aangesig te soek, om opperhandig met u te praat en in u teenwoordigheid te rus. Wanneer ek verkook is, kan ek u vra om vir my die pad vorentoe te wys. U belofte bemoedig my. Ek sal jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee. My oog sal altyd op jou wees. In u vernuwende naam Jesus. Amen. Baie dankie elkeen van julle wat weer eens gekom het om saam met ons Bybel te lees. Ek waardeer elkeen van julle. Onthou asseblief julle thumbs up en subscribe as julle nog nie subscribe gedruk het nie. En asseblief julle mense onthou, almal in die lewe het 'n bietjie liefde en Jesus nodig. Sien julle almal môre. Bye.